Amen. Ek wil net gou vir ons bietjie lees hier uit Lukas, die laaste hoofstuk 24. Terwyl hulle nog besig was om hierdie dinge te bespreek, het Jesus onverwags tussen hulle gestaan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Hulle het groot geskrik en beangs geword en gedink dis 'n spook. Hy sê toe vir hulle, waarom is julle so verward en waarom het julle al hierdie twyfelgedagtes in julle hart? Kyk na my hande, kyk na my voete, dis mos ek self, wat vat aan my. 'n Spook het tog nie vleis en bene, soos julle kan sien ek het nie. Terwyl hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy voete. Toe hulle vanweë blydskap en verbasing nog nie geglo het nie, sê hy vir hulle, het julle miskien iets om te eet? Daarom gee hulle aan hom 'n stuk gebakte vis. Hy het dit geneem en hy het in die teenwoordigheid geëet. Daarna het hy vir hulle gesê, Toe ek nog saam met julle was, het ek aan julle verduidelik dat alles wat in die wet van Moses en die profete en die psalms oor my geskryf is, vervul moet word. Toe het hy hulle verstand geopen om die skrif te verstaan. Daarom het hy gesê, so staan dit opgeteken, die Messias moet ly en op die 3de dag opstaan uit die dood. En op grond van sy naam moet bekering tot vergifnis van sonde aan al die nasies verkondig word. Julle moet by Jerusalem begin en van hierdie dinge getuig. En kyk, ek sal die belofte van my Vader aan julle stuur. Julle moet in die stad bly totdat julle van God af met krag bemagtig is. Daarna het Jesus hulle uitgelei tot by Betanië en hy het sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy nog besig was om hulle te seën, is hy van hulle al weggeneem en is hy in die hemel opgeneem. Hulle het toe neergeval en hom aanbid. Daarna het hulle met groot vreugde teruggegaan Jerusalem toe. Daar het hulle al hulle tyd in die tempel deurgebring en God geloof. Nou dit is hoe Lukas sy evangelie geëindig het. En dan gaan hy aan in Handelinge 1. Dit is 'n brief wat hy aan Tifole skryf. In my eerste boek het ek jou vertel van alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op 'n dag toe hy opgeneem is. Voor sy hemelvaart het hy deur sy Heilige Gees aan die mans wat hy as apostels uitgekies het, opdragte gegee. In die loop van 40 dae na sy lydingstyd het hy by verskeie geleenthede aan die apostels verskyn en op baie maniere aan hulle bewys dat hy regtig lewe. Hy het telkens met hulle oor die koningheerskappy van God gepraat. 'n keer toe hy saam met hulle was, het hy aan hulle die opdrag gegee, moenie Jerusalem verlaat, voordat julle van die Vader ontvang het, wat hy beloof het nie. Julle onthou mos, dat ek julle vroeër daarvan vertel het. Johannes het met water gedoop, maar julle sal binnekort 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle 'n keer weer by mekaar was, het die apostels Jesus aanhou vra, Here, is dit nou die tyd dat u Israel weer 'n onafhanklike volk met sy eie koning gaan maak? Die Vader bepaal daardie datum, het hy geantwoord. En die bedoeling is nie dat julle dit moet ken nie. Maar wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang en oral mense eerstehands van my vertel, in Jerusalem, oor die hele Judea, Samaria tot aan die uithoeke van die aarde. Hy het dit gesê en toe is hy in die hemel opgeneem terwyl hulle toegekyk het. Hy het in die wolk verdwyn. Nou tussen die twee boeke is maar eintlik 'n baie kort tydjie, maar dat baie dinge gebeur in die mense gees en hulle siel, net in daai stadium. Jy weet, hier Handelinge gaan vir ons, en dit vertel ons van sy apostels, die mense, sy disippels, né? Hierdie mense het verskriklike goed deurgemaak. Hierdie mense, dit was op vir hulle 'n vreeslike tyd gewees, daai tyd, toe Jesus opgeneem is na die hemel toe, en voor die Heilige Gees op elkeen van hulle uitgestort was. Jy weet, daar was baie hartseer, daar was verskriklike onsekerheid, hulle het nie geweet nie, dis nie iets wat elke dag gebeur nie, so vir hulle was dit onbekend gewees. En dankie vir die woord van die Here, dat dit nie vir ons so onbekend is vandag nie. Daar was baie vrees gewees, onsekerheid, twyfel, verwarring. Dan was daar natuurlik die pyn en die hartseer van hulle Here wat so wreed gestraf was en dan natuurlik ook gesterf het. En dan die opstanding
En dan die Here wat telke male aan hulle kom verskyn het en vir hulle basies kan ons sê rigwysers gegee het. Die Here het vir hulle kom vertel wat nou gebeur en soos die Here vir hulle verstand oopgemaak het dat hulle hierdie goed kan verstaan. En in hulle onsekerheid en in hierdie verwarring doen hierdie gelowiges presies wat ek en jy as gelowige vandag veronderstel is om te doen. Hulle het by mekaar gebly. Hulle het nie elkeen in hulle eie rigting uitgespat nie. Hulle het mekaar ondersteun en hulle het saam gebid. 10 dae later kom een van die grootste geskenke van ons Hemelse Vader, die Heilige Gees. En ons lees dit in Handelinge 2. Op Pinksterdag, 7 weke na Jesus se opstanding, was al die gelowiges op een plek saam. Skielik was daar in die lig bokant hulle geluid soos 'n geweldige stormwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle by mekaar was. Tonge wat gelyk het soos individuele vuurvlamme het toe tussen hulle verskyn en op elkeen van hulle gaan sit. Almal is toe deur die Heilige Gees gevul. En soos die Gees vir hulle die vermoë gegee het, het hulle in ander tale kon praat. Dit is hoe die boek van Handelinge begin. Hoe Lukas dit beskryf. En dieselfde boek, Handelinge, eindig weer waar Paulus as gevange in sy eie huis in Rome sit, 'n gevangene in sy eie huis, wat hy self die huur voor moet betaal, en met 'n Romeinse soldaat wat hom oppas. En hy bring die volksleiers en almal wat bereid is om te hoor, nooi hy in, en hy getuig aan hulle dat Jesus Christus die Messias is, 'n man wat eintlik maar 'n gevangene is, né? Die Bybel sê ook party het geglo, maar dan was daar nou natuurlik die wat ook nie geglo het nie. En dan meningsverskille het telke male opgeduik en dan het hulle maar uit mekaar uitgespat en dan het Paulus maar weer van voor af begin. So hier sit 'n man vasgeketting, kan nêrens heen gaan nie. En hulle dink hulle kan die woord stuit, maar hulle kan nie sy mond toemaak nie. Maar die waarheid van die Here kom nog steeds, alles sit hy in kettinge, alles hy 'n gevangene, kom dit uit sy mond uit. Paulus het 'n volle 2 jaar lank in sy eie gehuurde huis gebly en hy het almal ontvang wat by hom aangedoen het. Hy het verkondig dat God as koning regeer en die mense alles oor die Here Jesus Christus geleer. Hy het dit ongehinderd en met die grootste vrymoedigheid gedoen. Nou tussen Handelinge 1 en 28, en ek wil julle aanraai asseblief, dis net 28 hoofstukke. Die maand het nou net begin, so as jy elke dag 'n hoofstuk lees, einde van die maand as jy deur Handelinge gewerk. Ons raak maar net so hier en daar, so asseblief, in julle stilte tyd, as julle so voel, vat die boek Handelinge en werk hom deur hierdie maand. Elke dag kan jy 'n hoofstuk doen. Nou, tussen Handelinge 1 en 28 is dit vir ons so 'n mooi voorbeeld van God se bediening beplan vir my en vir jou. 'n Opdrag vir my en jou as gelowige. En soos ek sê, ons gaan net so 'n bietjie aan die bokant raak vandag aan die boek van Handelinge. Nou die boek leer ons van manne en natuurlik vroue ook. Die Bybel praat nie baie van vrouens nie. Jy weet, hierdie mense is gevange geneem. Hulle is gedurig gedreig. Hulle is geslaan. Daar het selfs van hulle gesterf. Hulle is verjaag en hulle moes vlug gedurig vir hulle lewens en vir tronkstraf. Hulle is in tronke opgesluit. Hulle is gestenig. Hulle is voor onregverdige howe en regters gesleep. Hulle is oor oseane gestuur. Maar hoe meer hulle die evangelie wou stop, hoe sterker en hoe verder het dit gegaan. En dit is wat Handelinge vir ons leer. Onthou die belofte waarmee Handelinge begin. Bly hier by mekaar. Julle sal die Heilige Gees ontvang. Maar wanneer julle die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang en oral mense eerstehands van my vertel. In Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die uithoeke van die aarde. Die ontstaan van die Christenkerk begin in Handelinge. Reg van die begin af waar 'n klein groepie gelowiges bymekaar gekom het. Dis die begin van Handelinge.
Na die Heilige Gees van God oor hulle gekom het, skielik kon hierdie ouens in ander tale praat. Is dit nie hoe wonderlik hoe die Here mense voorberei nie, en hoe die Here ons koop om hierdie goed te kan doen nie. Jy weet, daai stadium met die Pinksterfees in Jerusalem, was daar baie verskillende Jode daar gewees, mense van ander tale en van ander stede. Skielik kon hierdie mense in hulle eie taal die goeie nuus ontvang. En natuurlik teruggeneem het na hulle eie stede, na hulle eie mense. Hulle kon die boodskap verstaan. Petrus, die een wat uit vrees uit, nie lang terug, die Here 3 keer verloon het. Daai man staan op, in oortuiging en sonder vrees, bring hy die woord van die Here. Bring hy die woord van die Here vir mense, wat as gevolg van die geraas, almal by mekaar gekom het. En die Bybel sê, meer as 3000 kom tot inkeer en geloof. Die dag is die kerk gebore. Nie deur enige besondere talente of vermoëns wat die apostels gehad het nie. Glad nie. Dis niks wat hulle gedoen het nie. Hulle was bloot die instrument wat die Here deur sy Gees vir ander mense kon bedien. Net hierna begin die opstanding van die Christelike kerk en die Christene. Paulus en Johannes genees 'n man wat van geboorte af lam was. Die man loop en spring en prys die Here in die tempel. Weer drom daar 'n klompie mense saam. Petrus sien die geleentheid raak en hy deel die evangelie. Die geestelike leiers en van die Sadduseërs arresteer hulle. Hulle moes daai nag in die tronk slaap. Maar dit stop nie die evangelie nie. Die Bybel sê 'n getal van meer as 5000 het tot geloof gekom. Kyk hoe groei dit, né? Alhoewel hulle in die tronk sit, né? Die volgende dag word hulle voor die Joodse raad gebring. Wat doen Petrus? Hy sien 'n geleentheid. En die evangelie word aan die leiers en die familiehoofde gedeel. Hulle was nie so ontvanklik daaroor nie, maar daar was ander wat gehoor het. Hulle sê die Bybel sê die raadslede was verbaas oor Petrus en Johannes se waagmoed. Ongeskoolde mense. Nie mense met besonderse eienskappe nie. Maar toe hulle vir die Here opstaan, toe staan daai mense met autoriteit op. Hulle word met direkte opdrag vrygelaat. Hulle roep die apostels weer in en beveel hulle om glad nie verder enige iets in die naam van Jesus te verkondig of te leer nie. Petrus en Johannes het egter in reaksie vir hulle gesê, dink julle God wil hê, ons moet eerder aan julle gehoorsaam wees, of aan hom? Ons kan nie anders as om te praat oor die wonderlike dinge wat ons gesien en gehoor het nie. Toe hulle vrygelaat was, het hulle saam met medegelowiges gaan bid. En dit lees ons in Handelinge 4, en ek wil graag hê julle moet dit luister, né? Dis hierdie ouens se gebed. Onthou, vervolging het nou net begin. Christene moet uitgeroei word, né? En nou, Here, hoor hoe dreig hulle ons. Gee dat ons u diensknegte, u woord met waagmoed sal verkondig. Steek u hand uit en bewerk genesing en laat daar tekens en wonders plaasvind deur die naam van die heilige dienaar Jesus. Na hierdie gebed het die gebou waarin hulle bymekaar was geskit en hulle is almal met die Heilige Gees vervul en hulle het God se boodskap onverskrokke verkondig. Is dit nie opvallend om te sien hoe hierdie mense bid nie? Nêrens het hulle gebid en gesê, Here, kom maak ons paaie vir ons gelyk nie, Here, kom haal die kronkelpaaie vir ons uit die pad uit nie. Here, kom maak dit vir ons maklik nie. Nêrens het hulle dit gebid nie. Hulle gebed was gewees, Here, kom gee vir ons moed en kom gee vir ons die krag. Ons bid so maklik vandag, Here, asseblief kom maak ons pad vir ons gelyk. Here, ek gaan nou vandag bedien hierso en daarso, Here, wil jy dit vir my net vir my die help hobbels uit die pad uit kom haal nie, Here. Wil jy nie net vir my seën gee, Here, dat dit maklik sal gaan nie. Dit was nie op hierdie ouens se gebedslys nie.
Here, kom gee vir ons die krag en die waagmoed om dit te kom doen. Dis al wat hulle gevra het. Hulle het nie gesê, Here, kom maak my pad vir my maklik nie. Hierdie ouens het aangegaan en hulle die woord van die Here, die evangelie met waagmoed en dapperheid verkondig, oral waar hulle gekom het. Weer eens, soos ons lees, het die gebou geskit en die Here het hierdie mense met die Heilige Gees kom toerus. Dan lees ons 'n bietjie verder, ons kom by Stefanus. Hierdie was 'n ou wat diens gedoen het in die kerk. Weet nie wat sy werk was nie. Dalk om die koffie reg te kry in die oggend, dalk om die of daai te doen, die plek uit te vee, ek weet nie. Hy word gearresteer. Die Bybel sê 'n man vol van die Heilige Gees, né? En hy was net 'n werker in die kerk, né? Die Bybel sê hy kan nie stil bly nie. Hoe meer hy van die waarheid getuig, hoe meer probeer hulle hom stil maak. En die man gaan en hy begin van Abraham af, hy trek hom reg deur Moses, Dawid, Salomo, die geboorte van Jesus, die kruisiging, en hy eindig waar hy vir hulle sê, julle het die Here gekruisig. Julle het nie die Messias erken nie. Natuurlik, die Joodse leiers was woedend oor Stefanus se aanklag, en hulle het hulle woede gewys. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het aanhou opkyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien. Hy het Jesus aan die regterposisie reg langs God gesien staan. Kyk, het hy gesê, ek sien die hemel oop en die seun van die mens in die regeerposisie langs God staan. En ons het dit al gesê, dit is so interessant in die woord van die Here, waar ons altyd sê, die Here sit in die regterhand van God. En met hier waar die eerste martelaar sterf vir die woord van die Here, vir die evangelie, sê die Bybel, staan die Here. Mense, is dit nie awesome nie? Hoe die God wat na kruis toe gestap het vir my en vir jou, opstaan en sy kind huis toe verwelkom. Want hy het gesterf. Toe het hulle ore toegedruk, doodgeskree, soos een man het hulle op hom afgestorm. En ek sê altyd, ons is baie lief om hierdie goed op TV te kyk van die straatpredikers en die ouens wat die woord uitbring op ongemaklike plekke. En ons sien dit baie, hoe mense net dood eenvoudig hulle ore toedruk en gil, en mense, party van dit is nie menslike gille nie. Hoe hulle probeer om die woord dood te maak. En hoe daai ouens met autoriteit staan en die woord van die Here verkondig. Party van hulle word geslaan, word gegooi met koeldranke, whatever ook al die mense in hulle hande het. Hulle equipment word gebreek, maar hulle bly nie stil nie. En dit het daar ook gebeur. Hulle het hom uit die stad uitgesleep en hom met klippe doodgegooi. Die amptelike getuies het hulle klere uitgetrek en by die voete van 'n jong man met die naam van Saulus gesit. Terwyl hulle besig was om Stefanus te stenig, het hy gebid, Here Jesus, ontvang my gees. En luister na hierdie man se gees, terwyl hy sy gebed, terwyl hy besig is om te sterf, né? Hy het op sy knieë neergesak en hard uitgeroep, Here, moenie hierdie sonde teen hulle hou nie. Is dit nie awesome nie? Is dit nie awesome, 'n man wat besig is om te sterf, wil hom klip vir klip doodgooi nie. Met hierdie woorde sterf hy, Here, moenie hierdie sonde teen hulle hou nie. En dit is sy gebed, né? Nooit vir een oomblik het hy geweier nie. Hy moes weet vandag sterf hy. En al die tekens was daar. Hy het geweet hy gaan stadig en pynlik doodgaan vandag. Maar nooit het hy getwyfel nie. En toe sy laaste asem van hom geneem is, kyk na die getuienis, hoe 'n man vir sy vyand bid. Hoe 'n man bid vir die mense wat hom besig is om hom dood te gooi. Hier stel die woord van God ons bekend aan Saulus, wat ons weet later Paulus geword het. Op hierdie oomblik is hy nog geskrik, né? Hierdie man was verantwoordelik vir die grootste vervolging van Christene, om die kerk van die Here Jesus Christus te vernietig. En juist die dag
En niks is toevallig in die Here se woord nie, dit weet ons. Die dag toe die eerste Christen sterf, word die ou genoem, wat seker die grootste sending van alle tye was, en die kerk in Handelinge geplant het, nee. En die Here stel ons voor aan Saulus, nog nie Paulus op daai stadium nie. Net hierna word die vervolging van die kerk begin dit, gelowiges vlug, waarna toe? Judea en Samaria. Paulus aan die een kant, hy dink hy's besig om hierdie hele kerkding uit te wis. Hy gaan dit tot niet maak. Maar onthou ons die Here se woorde? Julle gaan my getuienisse wees. Judea, Samaria en die uithoeke van die aarde. En hierdie ouens spat uit mekaar uit en hulle vlug. Judea, Samaria, né? En die woord van die Here kom in vervulling. Filippus gaan na Samaria toe. Hy begin die evangelie daar te verkondig. Die Bybel sê die Samaritane vat die woord van die Here met oorgawe. Die woord van die Here is besig om te versprei, né? Daarna word Filippus deur 'n engel op 'n woestynpad suid van Jerusalem gestuur. En die minister van Finansies van Ethiopië kry hy langs die pad besig om Jesaja 53 te lees. Filippus klim saam met hom op die wa. En hy kon die woord van die Here vir hom oopmaak. En hy kon dit verstaan. En hy kon hom los. Waar is die woord van die Here nou op pad heen? Afrika toe. 'n man met invloed op pad Afrika toe. Saulus op pad na Damaskus toe. Hierdie is 'n baie gevaarlike man. Hy het toestemming. Hy het briewe. Hy is oorgehaal hierdie ou. Want in sy kop wat hy doen is reg. Hy gaan mense in hegtenis neem. Hy moet hierdie kerk, hy moet hierdie nuwe beweging, moet hy tot niet maak. Hy het toestemming, soos ek sê, 'n baie gedrewe, gevaarlike man. Maar die Here stop hom in 'n helder lig op pad Damaskus toe. Die Here los hom blind. Met die woorde sê die Here vir hom, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy antwoord, wie is die Here? Jesus. En Jesus sê vir hom, ek is Jesus, antwoord hy. Dis vir my wat jy vervolg. Hy is besig om die kerk te vervolg. Wie is die hoof van die kerk? Jesus Christus. Wie is die hoeksteen van die kerk? Jesus Christus. En Jesus tree in. Hy sê, jy is nie besig om my mense te vervolg, jy is besig om my te vervolg. Want hy is die kerk. Hy is die hoeksteen van die kerk, né? Vir 3 dae bly Paulus in duisternis. Hierdie magtige sterk man. Mense vrees hom. Sy naam gaan hom ver vooruit. Skielik is daai man hopeloos. Hy eet en drink niks vir 3 dae nie. Die Here breek vir hom net daar. Bring hom aarde toe. Die Here stuur 'n gelowige Ananias na hom toe. Nou natuurlik die man is baie vreesbevange want ek meen Paulus se naam gaan hom ver vooruit. En hy kom by Saulus, want hy gehoorsaam die Here. Maar hy sê ook vir die Here, ek is bang, maar die Here sê vir my, moet gaan. En hy gaan lê sy hande op hom, sy grootste vyand. En sy eerste woorde aan Saulus is, broer Saulus, of Saul, die Here het my gestuur, Jesus wat aan jou verskyn het op die pad hierheen. Hy het my gestuur sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. Hier sien ons dat hy sy vervolger, sy vyand, hy kom lê sy hande op hom en hy noem hom broer. Paulus word gedoop en met oorgawe begin hierdie man die woord van die Here te verkondig. Eers 'n vyand van die kerk en hy draai uit om een van die grootste sendelinge, die oor die meeste kerke
in Handelinge geplant het. Petrus word na Cornelius, hy was 'n Romeinse weermagoffisier. Sien jy waar trek ons nou al, né? Na 'n visioen van die Here wat hy in sy slaap gekry het. Kyk, daai tyd die Jode sou nie by iemand ingegaan het wat nie 'n Jood was nie. Nevermind nog aan sy tafel gaan sit het nie, né? En die Here wys vir Petrus dat die evangelie nie net vir die Jode bedoel is nie, maar vir die heidense nasie ook. En Petrus gaan besoek hierdie Romeinse offisier. En die gevolg is, sy hele huis word gedoop en hulle gee hulle lewens vir ons Here Jesus Christus. Hierin sien ons dat ons nou al onder die Romeine besig is om die woord van die Here te verkondig. Gesiene mense, manne met autoriteit, manne met gesag. Die vyand kon nie die woord stop nie. Al het hy ook hoe probeer. Gewillige en gehoorsame manne, manne vol waagmoed en dapperheid, gaan die wêreld uit en die Here doen die res. Handelinge leer ons van mense wat dreigemente, vervolging, tronke en selfs teregstelling so deel van hulle lewe geword het. Maar die goeie nuus gaan stap vir stap vorentoe, die wêreld in, soos die Here gesê het, dit sal wees. Handelinge 12 lees ons van Jakobus. In die tyd het koning Herodes party van die wat aan die kerk behoort het laat arresteer en hulle mishandel. Hy het Jakobus, die broer van Johannes, met 'n swaard vermoor. En dit is dit. Dis wat ons van Jakobus lees. Net 'n vers in die Bybel. En hy sterf vir die evangelie. So nie alles was so glamorous nie, maar hy het gesterf vir die Here. Petrus word gearresteer, selfde tyd, selfde koning. Ook om tereggestel te word. Maar vir hom maak die Here die tronkdeure oop en sê vir my moet uitgaan. En die opdrag van die Here aan hom, bly nie stil nie. En wat sal ek en jy gedoen het? Ons sou gehol het, broer. Nee, volgende dag toe preek hulle die spoegspad. Is dit nie mooi nie? Dapper manne, dapper, né? Die evangelie van die Here versprei met 'n gewellige spoed die wêreld in. Sommige boodskappers lei, ander weer getrou tot die dood toe. Lystra behandel hulle vir Paulus en Barnabas as gode, omdat hulle 'n man genees het wat lam was, né? Hoe meer die twee mense vir hulle verduidelik en sê, luister, maar ons is bloot mense. Dis die Here wat hierdie goed doen. Dis die Heilige Gees van God. Hoe meer, hulle bring offers, alles, hulle wil die manne, hulle is nou gode, né? En hulle praat, is 'n platform, die manne is besig om vir die mense te vertel. Hulle vertel hulle van die goeie nuus, van die evangelie. En met verkeerde invloede wat daar aankom, draai die skare teen hulle op 'n kol. Want hulle woorde aan hierdie ouens was, julle moet ontslaa raak van hierdie nikswerk gode van julle, wat niks beteken nie. En hierdie hele skare draai teen hulle. Paulus word uit die stad uit gesleep. Hy word gestenig en vir dood agtergelaat. Paulus staan op. Hy is nie heeltemal dood nie. Seker baie naby. En dan weet ons ook dat hy en Lukas, wat 'n dokter was, saam meeste van die sendingsreise aangepak het. So dit is seker vir hom 'n goeie ding gewees dat hy altyd 'n dokter by hom gehad het, né? Want as jy gaan lees wat die arme man alles moes deurmaak, né? So hulle het hom gestenig en hy is opgestaan en die volgende dag het sy mond weer oopgegaan. En hy het weer die Here verkondig. Paulus beplan sy volgende reis. In 'n visioen sê die Here vir hom, Macedonië toe. Getrou hy gaan. Daar deel hy die evangelie met 'n klomp vrouens langs die rivier. En een van hulle, Lydia, die Bybel sê die Here het haar hart oopgemaak en haar verstand oopgemaak. En sy stel haar huis toe oop vir almal en dis waar die eerste kerkie begin. Waar trek ons nou, mense? Europa. Sien julle hoe die woord van die Here uitgaan?
Weer word Paulus en Silas gearresteer. Ek spring nou soms 'n gedeeltes in die boek, né? Na hulle met stokke geslaan is. OK. Hulle word aan haaglike omstandighede. Jy weet die tronke daai jare van die meeste van die plekke was almal onder die dorp gewees, né? Waar die riool en die goed ook nou geloop het, né? Hulle voete word in daai verskriklike houtblokke vasgemaak. Nou jy weet hoe pynlik moes dit vir daai manne gewees het. Jy kan nie beweeg nie en jou voete sit die hele tyd so voor jou. So dit daar moet verskriklike pyn net deur so te sit die hele tyd, né? Middernag, wat doen hierdie twee manne? Nou julle weet hier's 'n tronk vol skelms, né? Slegte manne 10 teen 1, né? Daar's klomp Romeinse soldate wat daar buite kan staan. Middernag begin hierdie manne lofliedere te sing. En hulle bid tot die Here. Almal hoor en sien. Hulle bly nie stil nie. Nêrens soek hulle verskoning. Nêrens vra hulle die Here, Here asseblief kom breek op hierso nie. Hulle bid en hulle sing eer tot die Here, né? Haaglike omstandighede. Skielik val die kettinge af en die tronkdeure gaan oop. Die soldaat wat besig is om hulle op te pas of veronderstel is om hulle op te pas, wil sy eie lewe neem, want dit is nou maar die beste uitweg wat hy kon kry, of hulle dit mag gedoen, as jy nou die ou moes opgepas het en hy het ontsnap, dan het hulle jou nou wreed doodgemaak, was maar die gebruik van daai tyd. En Paulus keer hom, en sy vraag aan Paulus was gewees, wat moet ek doen om gered te word? En die Bybel leer ons, Paulus het hom gelei, sy hele familie is gedoop, en sy hele familie het tot inkeer gekom. Kettinge vasgebind, tronkdeure gesluit, word 'n sendingsplek, sendingsveld vir die apostels. Paulus gaan terug na Jerusalem toe, hy word gewaarsku, daar word oor hom geprofeteer, jy gaan gevang word, hulle gaan jou straf. Hoor Paulus se woorde, ek is reg om te sterf vir die naam van ons Here Jesus. En hy gaan Jerusalem toe, na soveel waarskuwings. In die tempel word hy deur sy eie mense amper doodgemaak. 'n Romeinse offisier hoor die geraas, en hy en sy soldate gaan en hulle red half vir Paulus, maar hulle neem hom ook in hegtenis. En op pad waar hom nou weglei, sê Paulus, geef my net 'n kans om hierdie mense toe te spreek. Platform. En hy gebruik dit. En die man preek. Baie mense hoor die evangelie daai dag. Jode en nie Jode, né? Hier word Paulus van die een goewerneur na die ander, na die koning. Hy word oral rondgestuur om sy saak te stel. Wat doen hy? Elke verhoor is 'n platform. En die woord van die Here gaan uit. En hy vertel dit met geen vrees in hom. En hy is 'n gevangene, né? Die woord van die Here gaan uit elke keer. Baie hoor dit, baie Jode hoor dit, baie heidene hoor die woord van die Here. Dalk sit hy ou en dink, miskien was hierdie kettinge, hierdie tronkdeure toegesluit, 'n plan van die Here, want hoeveel mense het net Paulus, Petrus en die ander wat toegesluit was, nie bereik deur gevangenes te wees, deur mishandel te wees, deur Stefanus se laaste woorde in gebed terwyl hy sterf. Hoeveel mense se lewens het verander op daai stadium as gevolg van al hierdie wreedheid wat met hulle gebeur het. Hy word uiteindelik na Rome toe gestuur om voor die keiser, né? Die Lani bedoel, né? En die keiser te verskyn. Op pad soontoe vergaan die skip, 3 dae storms, né? En die skip loop op die rotse. Die Here se belofte aan Paulus, niemand sal vergaan nie. Daar's niks van die skip oor nie. Daar's niks van niks oor nie. Maar elke persoon op daai skip kom aan land. Paulus soos sy ouers gewoonte altyd besig om te werk, help met die vuur. Is koud, is winter.
Manne is nat en 'n giftige slang kom uit die hout uit. Pik hom aan sy hand. 'n Baie giftige slang. Hy skud hom bloot af, terug in die vuur. Almal sit en wag. Inboorlinge, die soldate, die matrose, almal sit en wag dat Paulus moet sterf. Paulus gaan doodnormaal aan, asof niks gebeur het nie. Want as dit sy einde is, sal die Here dit bepaal. As dit nie is nie, weet Paulus gaan hy aangaan. Hy is op pad na die keiser toe. Die woord van die Here moet by die keiser uitkom. Net so bring die getuienis in die evangelie, kom by 'n klomp matrose en inboorlinge uit. Onthou Paulus, die man wat die kerk wou stuit en vernietig, sy bedieningstrek van Jerusalem, een man, Jerusalem, Judea, Samaria, Syria, Asië, Europa, Griekse eilande, oor oseane, tronke en kettinge, marteling, steniging, en nou is hy in Rome, Ander apostels, elkeen in sy eie rigting, en die woord van die Here loop, want die Here het gesê, dis hoe dit sal wees. Aanklagte en verhore word preekstoele. Hulle kry hulle self nie jammer nie. Dis 'n preekstoel wat die Here vir hulle gegee het. Tronke en kettinge word plekke van lofsang en aanbidding. Nie plek om onsself jammer te kry en ander te blameer nie. Teregstellings en martelinge word plekke van grootheid van 'n God wat groter is as enigiets anders. Getuienis, Deure toegeklap, maak deure oop na 'n wyeer sendingsveld. Jou vyand word die draer van goddelike saad gesaai. Is dit nie awesome nie, Vyand probeer die woord van die Here stop. Handelinge leer ons, 'n gelowige geanker in God, in ons Here Jesus Christus, vol waarheid en dapperheid. Die woord van die Here sal nooit gestop word nie, mense. Al lyk dit vandag vir ons so. Dit het vir hulle ook so gelyk. Dit was die doel, en dis vandag nog die doel, om die woord van die Here te stop. Dis die doel. Maar kinders van die Here geanker, vol dapperheid, vol waagmoed, sal keer dat die Here se woord nooit tot nie toe gaan nie. Dit kan nie, want dit is 'n belofte van die Here, dit sal nooit nie. Maar dit is my en jou plig om in daai gap in te staan en dit op te vat. Nou as ek vandag moet eerlik wees met elkeen van julle hierso, het ek vrae gehad. Ek persoonlike vrae gehad, toe ek hierdie stuk gelees het. Aan die een kant, en ek is eerlik, ek beny daai mense. As ek mag jaloers wees, wil ek vandag vir julle sê, ek is jaloers op daai mense. Was hulle lewe maklik, het was glad nie. Maar ek beny hulle. Hulle was mense wat ongeag die Here eerste gestel het, en sy woord eerste gestel het. Soveel liefde het hierdie ouens gehad, dat hulle nie kon stil bly nie. Liefde vir vreemdelinge, volksgenote, heidene. Lees ons, sien ons hierdie mense, ons vyande, sondaars. Hierdie ouens het liefde vir hulle gehad. Hulle het nie noodwendig altyd van hulle gehou nie, maar daar was hierdie ontsettende liefde in hulle gewees om die woord van die Here met hierdie mense gedeel word, want wat hulle weet, kan hulle nie vir hulle self hou nie. Wat hulle beleef, kan hulle nie vir hulle self hou nie. Hulle kon nooit swyg oor die nuus nie. Die nuus van redding, verlossing, liefde so groot, tot by die kruis. Toe kom die vraag, vir my, Here, hoekom gebeur hierdie dinge nie met my nie? En ek wil hê jy moet vandag daaraan dink. Here, hoekom gebeur
hierdie dinge nie met my nie. Ek ken teleurstelling, elkeen van ons hier, ons ken hartseer, elkeen van ons hier. Ons ken die pyn aangedoen deur mense naby aan ons. Ons weet hoe dit voel as mense jou afskryf. Maar deur dit, Here, is U altyd vir my daar. Deur dit, Here, het U my gehelp deur elke situasie. Maar nooit in my lewe het ek op 'n plek gekom waar ek moes kies. Waar ek die keuse moes gemaak het om te sê, Here, ek gaan vorentoe, al sterf ek vandag. Wat is die tyd anderste? Om te kan sê vandag, Here, ek gaan vorentoe, en as ek sterf is dit oukei, Here. Ek sien die klippe daar buitekant, Here, daai klippe is vir my. Hulle gaan my gooi vandag, hulle gaan my doodmaak, stadig en pynlik, Here. Soos Stefanus, soos Paulus. Om uit te stap en die Here te loof vir elke klip wat op my val. En ek weet vandag sterf ek. Die swaard en die skede, soos vir Jakobus. Hulle sê hy het geloop na daai plek toe waar hulle sy kop afgekap het. Hy het die Here geprys en mense tot inkeer gekom. Terwyl hy gestap het om te sterf. Maar nooit, Here, wonder ek, Here, maar gaan ek, as ek in daai situasie kom, Here, gaan ek dapper genoeg wees? Gaan ek die waagmoed hê om te sê, Here, dis oukei as ek sterf vandag? As my God my red, of as hy besluit om my nie te red nie, doen ek dit nog steeds. En ek wonder, Here, maar die wêreld is vol van die goed. Ons kyk dit. Daar's mense wat vandag sterf. Daar's mense wat vandag gemartel word, omdat hulle nie die Here kan verloon nie. Wat is dit anderste vandag? Hoekom is ons so gemaklik vandag? Is ons dalk te stil? Vertel ons te min? Of kies ons platforms sorgvuldig? Dit is maklik om hier te staan en vir julle die woord van die Here te vertel, want julle het gekom daarvoor. Kies ons platforms waar dit vir ons gemaklik en veilig is om die woord van die Here te verkondig? Of kies ons die platforms wat die Here vir ons gee om die woord van die Here te gaan verkondig, waar dit nie so veilig en so gemaklik is nie? Dit het my laat dink. Sadrag, Mesach en Abednego, hulle woorde was, as die Here ons beskerm, is dit oukei, want die Here kan my beskerm in die vuuroond. Maar as die Here besluit om dit nie te doen nie, het al drie van hulle gesê, dis ook oukei, dan sterf hulle. Nou jy weet, hierdie ouens, ons moet nou net die prentjie maak, hierdie ouens het geweet, hulle was vasgebind gewees, hulle kon hulle self nie verdedig nie, hulle het geweet, die vuur word al warm en warmer gemaak, hulle moes die rook sien en ruik, hulle het die vlamme gesien, hulle het dit teen hulle velle gevoel, hulle het een van twee keuses gehad, hulle kan enige tyd teruggedraai het, en gesê het, weet jy wat, ek gaan voor daai afgod buig, dit beteken in elk geval vir my niks nie, die Here sal verstaan. Of hulle getuienis kon gewees het, as die Here besluit om my hier uit te haal, en as die Here besluit om dit nie te doen nie, is dit ook oukei. Sadrag, Mesach en Abednego deurgedruk. Die Here het hulle kom red. Ander is nie so gewoond, daar sterf vandag mense, vandag, dalk nog in hierdie uur, sterf vir die woord van die Here. Is amper soos yoga doen, né? Ons weet ons nou, daai ding is ons nou meer duiwels as enigiets anders, né? As jy nie seker is jy gaan lees het opgerus asseblief. Baie mense doen hierdie yoga, lekker strek oefeninge, né? Kom op snaakse plekke by. Jy werk lekker as jy klaar is met dit, né? En dan wat doen hulle? Sit Christelike musiekie agteraan.
dan is dit mos oukei. Dan is dit mos oukei as ek deel is in dit. Ek doen dit mos nie vir die verkeerde redes nie, ek doen dit vir die regte redes, né? Vandag moet ek bely, ek weet nie of ek vasgebind in daai 4 oond sal inloop nie. Ek weet nie of ek sal uitstap terwyl ek die hoopklippe sien nie. Ek weet nie of ek gaan stil staan en my kop op 'n blok gaan sit terwyl die swaard in die sonlig blink nie. En ek sê, hoekom gebeur dit nie met ons nie? Maar dit gebeur met die res van die wêreld. Is ons besig om ons platforms te kies? Is ons besig om versigtig te kyk waar ons die woord van die Here vir ander mense gee? Kan jy in die mense se oë inkyk, wat jy weet hulle is hier om jou dood te maak? En ek het nou so mooi ding by ou Jan geleer, né? So, né? Vir hulle te sê, Jesus is lief vir jou. Kan ons dit doen? Ek weet nie. En ek het die Here gevra, ek weet nie wat die Here gaan kies om met my te doen nie. Ek is bereid om getoets te word, gevaarlike woorde wat uit my mond uitkom. Baie gevaarlik. Maar gaan ek ooit weet, as ek nie weet nie. En ek gaan vandag vir ons afsluit, Matteus 28, die laaste opdrag wat die Here Jesus vir ons gegee het, voor hy die hemel opgeneem is. Jesus kom toe nader en sê vir sy disippels, God het die volle mag oor hemel en aarde vir my toevertrou. Gaan dan, maak al die nasies my disippels en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Leer hulle om alles te gehoorsaam wat ek aan julle opgedra het. En weet verseker, ek is vir altyd by julle tot aan die einde van die wêreldgeskiedenis. En wanneer ons op 'n plek kom in ons lewe, mense, wanneer dit met my en jou gebeur, ek sê nog steeds, ek beny daai mense. Dis verskriklik wat hulle moes deurmaak, maar nie vir 'n oomblik het hulle gesê, weet jy wat, ek sal buig nie. As ek sterf, sterf ek. As ek leef, leef ek. As hulle my stikkend slaan met stokke en klippe gooi, doen dit. Maar stil sal ek nie stil nie. En dis wat die Here van my en vir jou vra. Onthou die dag, toe die Here daar na daai kruis toe gestap het, stikkend geslaan mense. Stikkend. Want dit was die enigste uitweg. Dis die enigste uitweg wat die Vader gesien het, dat die offer goed genoeg is. En hy het dit vir my en jou kom doen, voluit. Voluit. Hy het nie sy platform gekies nie. Dit was die enigste platform om dit te kon doen. Daar was nie 'n ander nie. En ek sê net, ons moet, en ek praat met myself meer, ons moet kyk waar ons platform soek. As 'n platform opduik, wat die Here vir jou voorsit, en is ongemaklik, en is gevaarlik, verwag die Here, soos hy geloop het na daai kruis toe, dat ek en jy daai platform gebruik. En binne dit moet ons Paulus se woorde onthou, as ek leef, leef ek, as ek sterf vir die Here Jesus, sterf ek. En dis die siening wat ek en jy moet hê, in die lewe. En ons gaan nou die nagmaal geniet, soos net gewees so, 3-4 manne kan kry, so